Luttigse lens. Sielkunde, filosofie en kuns. Goeiedag en welkom by die eerste aflewering van my, Daniel Luttig se nuwe potsending Luttigse lens. In vandag se episode bespreek ek graag die onderwerp: hoekom het ek iets om te sê? 'n Vraag wat kardinaal belangrik is vir enigeen om homself af te vra. Maar voor ons by dit kom, wil ek net so 'n bietjie konteks gee rakende wie ek is, hoe hierdie potsending gekonseptualiseer is en wat dit dan nou eintlik presies is. So kom ek begin so 'n bietjie en vertel oor myself. So ek is oorspronklik van 'n klein dorp in die Vrystaat. Ek het wel gematrikuleer hierso in Kaapstad en hierso ook gestudeer by die Universiteit van Wes-Kaapland. Ek was vir 'n tydjie lank het ek ook in Amerika gestudeer, maar ek het my kliniese opleiding ook aan hierdie kant van die wêreld voltooi. En die ontstaan van hierdie potsending kom daarop uit dat as 'n kliniese sielkundige het ek 'n paar vrae en gedagtes om te deel en hardop te vra en ek hopelik saam met luisteraars en die gaste sin van te maak. Ek wil graag hierdie unieke temas ook in Afrikaans doen. Ek dink dit is 'n niche mark, maar dit is 'n belangrike mark en omdat ek baie lief is vir my taal en die behou daarvan wil bevorder, deel ek graag met julle ook my gedagtes. En die naam Luttigse lens kom vandaan van destyds vir die beeld en Volksblad koerant het hulle mos 'n jip bylaag gehad en dit was as ware my skrywers naam gewees, Luttigse lens, waar ek onder andere 'n bietjie geskryf het oor onder andere fliekresensies byvoorbeeld en ander gedagtes wat ons daardie tyd as jong studente belangrik gevind het om oor te gesels. En ek dink ook die slagspreuk van hierdie potsending, die sielkunde, filosofie en kuns, is gebaseer op my diep persoonlike belangstellings, wat ek ook dink breedweg die menslike natuur vervat. Nou net so kortliks, wat hierdie potsending is en nie is nie, dit is nie 'n raadgeeprogram nie, so ek gaan nie regtig onderhoude doen met 'n kundige om inligting in te win en dit oor te dra aan luisteraars. Dit is meer om iemand te kry, 'n kundige ook baie keer, maar iemand wat ek voel goeie inhoud en kennis het van 'n sekere onderwerp en wat sal goed bydra tot die vraagstukke wat ek het en dis vir my meer 'n tipe van 'n wederwysige gesprek wat die luisteraar dan ook van sal hou en sal geniet om na te luister. So kom ons beweeg dan nou so oor na vandag se onderwerp. Hoekom het ek iets om te sê? En ek wil dit graag bespreek in terme van die belangrikheid van dink, formuleer en verbaliseer in die afdelings van sielkunde, filosofie en kuns. So punt nommer 1 is, ek dink daar is 'n psigiese noodsaaklikheid van selfuitdrukking. So in sielkunde is daar natuurlik 'n fundamentele idee dat dit wat nie uitgedruk word nie, onderdruk word. En wat onderdruk word, kan dan op ander maniere manifesteer, byvoorbeeld simptome, drome, gedragherhalingspatrone ensovoorts. Nou, die ou psiganaliste soos Freud en Jung se tradisionele manier van terapie wys dan vir ons hoe woorde transformasie kan bring, dat dit wat in die onbewuste vasgevang is, kry vorm in taal en kan geïntegreer word. En ek dink baie mense sal erken vandag dat hulle sukkels om hulle self of hulle emosies uit te druk. En ek dink veral met die gewildheid en populariteit van KI of kunsmatige intelligensie, dink ek, dit word al hoe meer ingeperk. Tweedens, filosofie en die soeke na helderheid, leer filosofie vir ons om ons gedagtes te ondersoek en te verskerp. Sokrates se dialektiese metode was dan nou juis 'n manier gewees om gedagtes deur gesprekke en vrae te verfyn. Daar's 'n aanhaling van 'n baie obskure aanhaling van Wittgenstein wat gesê het, en ek vertaal dit so breedweg, die grense van my taal beteken die grense van my wêreld. En ek dink een manier van interpretasie is die volgende, dat as ons nie kan formuleer wat ons dink nie, dan bly ons wêreld vaag en ongedefinieerd. So dit kom vir my by daai punt uit dat die daad van dink en praat is 'n verantwoordelikheid. Dit help nie net onsself nie, maar ook ander om helderder en dieper te sien. En ek dink een van die redes baie keer
hoekom daar byvoorbeeld konflik ontstaan tussen mense is, want dit van sake wat nie reg verwoord word nie en ondersoekende vrae wat nie gevra word nie. En ek dink die hele uitgangspunt byvoorbeeld van so net weer die terapie deel hier so mee skakel van kognitiewe gedragsterapie is dat juist is die manier hoe ons dink of die manier hoe ons dinge interpreteer wat 'n direkte impak het op ons emosies en gedrag. So, terwyl ek praat, word ek ook net weer daaraan herinner aan die belangrikheid van introspeksie en selfrefleksie. En ek dink in vandag se besige en gejaagde wêreld het ons al minder wat ons voel ons het tyd vir dit. Derdens, kuns as 'n vorm van uitdrukking. So ek het 'n paar gedagtes hieroor wat ek graag wil deel. So, eerstens dink ek dat kuns is 'n manier om iets te sê wat ons nie altyd met woorde of logika kan sê nie. Dit dra betekenis dan oor wat verder gaan as die rasionele. So as kyk miskien, ek dink baie mense is bekend met Van Gogh en sy skilderye, wat natuurlik ook 'n vorm van selfuitdrukking is, maar dit is vir my interessant gewees ook dat ons lees van hom dat hy baie briewe geskryf het, wat ook 'n vorm van sielkundige oorlewing was van hom. En hy het meer as 2000 van hierdie briewe geskryf en baie van sy briewe was ook aan sy broer Theo gewees, wat wys dat kuns is nie 'n kreatiewe aktiwiteit of uitgangspunt nie, maar is ook 'n manier van om die wêreld en homself sin te maak. So, byvoorbeeld, ons weet dat Van Gogh het klaarblyklik uitdagings met sy psigiese gesondheid gehad en sy briewe wys baie keer dat hy gevoel het sy emosies kan hom oorweldig of dat kuns sy manier was om dit te kanaliseer. In een van sy briewe skryf hy ook hoe die familie van 'n ouer dame met wie hy wou trou, nie hulle verhouding goedgekeur het nie en sy het haarself probeer om die lewe bring. En dit het vir Van Gogh verskriklik ontstel. En as met die konteks hier in ag ook neem en onthou dat in die 19de eeu het mense nie juis oor diep persoonlike sake gepraat nie, maar Van Gogh wou 'n moeilike situasie met sy broer deel en sodoende sy las verlig. Natuurlik kan ons baie sy kunswerke interpreteer, soos byvoorbeeld sy kleurgebruik, die intensiteit van geur en blou, daai ekspressiewe kwasale wat nie net estetiese keuses is nie, maar moontlik ook sy innerlike toestand weerspieël. So iets soos The Starry Night, wat miskien daarop dui oor 'n onstuimige lewende naghemel, asof dit sy emosies is wat direk op hierdie doek geplaas word. En ek dink Van Gogh het regtig ook geglo dat kuns mense kan genees, 'n vorm van terapie kan wees. Ons lees ook byvoorbeeld van hom terwyl hy in 'n psigiatriese fasiliteit was, het hy skilder as 'n vorm van herstel gebruik terwyl hy in een van sy kamers wat 'n uitkyk gehad het op die tuine gebruik het. 'n Ander skilder is Salvador Dali, en sy benadering tot kuns was heel wat anders as Van Gogh se, maar dit is ook 'n vorm van selfbehoud en psigiese oorlewing gewees en Dali het ook was ook beïnvloed gewees deur Freud en die idee dat die onbewuste terrein van kreatiwiteit is. En hy het mos baie van hierdie surrealistiese beelde geskilder en geskets soos die smeltende horlosies wat genoem word the persistence of memory. En is ook 'n manier om sy innerlike wêreld sigbaar te maak. Miskien 'n manier van dit interpreteer is hoe die persepsie dan van tyd en werklikheid vloeibaar en subjektief kan wees, wat baie skakel ook met sielkundige en eksistensiële idees. Hy het ook geglo dat kuns 'n brug is tussen die bewuste en die onbewuste en in sy paranoïes kritiese metode wat hy gebruik het, waar hy homself in 'n toestand van hallusinasie geplaas het om nuwe beelde te ontdek. So gepraat van kuns, ons weet natuurlik in totalitêre samelewings is die eerste ding wat onderdruk word, vrye denke en selfuitdrukking. En mense vra hoekom? Jy weet, want dis omdat taal en kuns mag het. En net so weet ons ook dat propaganda en kuns ook as 'n wapen gebruik kan word. En vir my persoonlik baie keer ook, jy weet, waar kuns hierdie vorm bereik van om jou te help om iets te beleef of te verwoord wat jy daar voorheen nie geweet het hoe nie, of nie geweet het jy het nie so ervaring nie, is byvoorbeeld in videospeletjies of musiek. En ek dink byvoorbeeld aan die videospeletjie Fallout 3, jy weet wat jy in hierdie post-apokaliptiese kern oorlog getuisterde wêreld loop en daar's hierdie eensaamheid en jy het jou radio by jou en daar sit hierdie melankoliese klank amper wat so deurkom en die manier hoe die omgewing met jou praat, die manier hoe mens voel daaroor. En ek dink dit is baie interessant want jy weet dit is ervarings wat 'n mens dalk nie deur ander mediums noodwendig toegang tot sal hê nie. So ek laastens om
hierdie mooi, saam te bind is die persoonlike en sosiale impak van praat, want as ons nie praat nie, gee ons ander die geleentheid om ons denke vir ons te vorm. So om iets te sê, is om 'n verantwoordelikheid te neem vir jou eie siege en jou gemeenskap. En dan is 'n bietjie geraak ook aan kunsmatige intelligensie. Jy weet, ek dink dis moontlik gevaarlike en 'n hartseer tendens waar ons dit laat praat vir ons en ons nie meer ons eie gedagtes en innerlike wêreld kan artikuleer nie. Ek dink ook om deur iets te sê, skep ons 'n wederwysige dialoog en dialoog is hoe kultuur, insig en gemeenskaplike groei moontlik is. En ek dink dit skakel ook met nalatenskap. Jy weet, maar dit is ook hoe 'n bou van 'n kultuur bly, is om maar stories te kan oordra. So ek los as vir die potsending vraagstukke, los ek die volgende vraag vir luisteraars. Wanneer het jy laas iets belangrik verwoord en het dit jou denke verander? Hoe sou jou wêreld anders wees as jy nie woorde gehad het om jou innerlike lewe te beskryf nie? Het jy dalk al gevoel jy kan nie sê wat jy eintlik bedoel nie? Is dit dan net iets wat onderdruk word en een kan verplaas word en uitgestel word deur middel van ongesonde en selfs soms onbewuslike gedrag, soos tegnologie of substansie? So dis nooi ek jou graag saam met my op hierdie reis waar ons in die volgende episode doelbewus met intensie verskeie fasette van die menslike kondisie gaan probeer analiseer om sodoende onsself en die wêreld 'n bietjie beter te verstaan. Vriendelike groete en geseënde dag verder. DF. Net so vinnige vrywaring. Hierdie potsending is slegs vir inligtingsdoeleindes. Dit is nie mediese advies nie en geen dokter-kliënt verhouding word gevorm nie. Die gebruik van die inligting is op eie risiko.